Welkom terug, graad 12, by vraag 4. Vraag 4 gaan handel oor momentum van fisiese wetenskap vraagstel 1 van Mei-Junie 2024. Op die formuleblad sal ons die vergelykings vir momentum gebruik wat onder beweging val en ook onder die krag onderwerp. Hierdie formules moet gebruik word om vraag 4 te beantwoord. Vraag 4, soos die scenario lees, 2 trollies A en B met 'n massa van 3,2 kg en 2,6 kg onderskeidelik word op 'n reguit horisontale en hier noem hulle ook vir ons dit is 'n wrywinglose baan in rus gehou met 'n saamgeperste veer tussen hulle soos in die diagram hieronder getoon. Graad 12 neem kennis binne in momentum is massa in fisika altyd in kilogram. Massa in fisika is altyd in kilogram. Die skets wys vir ons die saamgeperste veer, voorwerp A, voorwerp B, die 2 trollies en hulle onderskeide massas. Nadat die trollies losgelaat is, rek die veer uit tot sy natuurlike lengte en val dan op die baan. Trollies A beweeg nou teen 'n konstante snelheid van 0,4 meter per sekonde na links, terwyl trollie B teen 'n konstante, onbekende snelheid na regs beweeg. Trollie B bereik die einde van die baan na 1,3 sekondes. Graad 12 by vraag 4 by momentum is dit belangrik om rigting te kies. En hier moet jy besluit op watter rigting sal jou positiewe rigting wees. So ons sien dat trollie A 3,2 kg hy na regs beweeg. As ons regsas positief kies, dan sal dit plus 0,4 meter per sekonde wees. As ons links, soos links na as positief kies, dan sal dit 0,4 meter per sekonde positief wees. As ons regs as positief kies, dan sal dit minus 0,4 meter per sekonde wees. Trollie B se snelheid is onbekend. So ons ken nie sy onbekende snelheid nie. Trollie A, toe hulle stil gestaan het, was hulle beginsnelheid 0 en trollie B se beginsnelheid was 0 gewees. So beide twee voorwerpe trollies was sy beginsnelheid 0 en toe dit losgelaat wees, was sy finale snelheid van trollie A 0,4 meter per sekonde, maar die finale snelheid van trollie B was onbekend. Ons kyk na die vragies wat volg. Ons gaan net die vragies deurbeweeg. Vraag 4.1. Stel die beginsel van die behoud van lineêre momentum in woorde. Definisie sal gevind word binne in die eksamenriglyn. 4.2. Bereken die afstand wat trollie B in 1,3 sekonde sal aflê of beweeg vir 5 punte. En hier kan ek sê, 'n wenk is altyd, wanneer jy 5 punte of 4 punte berekeninge moet doen in momentum, dan gebruik ons die som van momentum. So dit beteken, jy moet die som van momentum voor, sal ek die som van momentum nagebruik. So dit is 'n wenk graad 12 wat jy kan gebruik. So jy moet die beginsel van lineêre momentum gebruik binne in vragies wat dit 4 tot 5 punte is. Die gemiddelde krag wat die uitgerekte veer op elke trollie uitoefen het, terwyl dit in kontak was, is 'n 4,2. So daar is 'n krag wat die veer op elke trollie uitoefen is 4,2 Newton. Bereken die tyd wat die veer neem om tot sy natuurlike lengte uit te rek. So daar is weer vir ons 3 punte. So ons moet tyd bereken as hulle vir ons krag gee en jy kan Newton 2 in terme van momentum gebruik om hom uit te werk. 4.4. Die trollie B word nou met trollie C met 'n groter massa het vervang. Dieselfde saamgeperste veer word tussen trollies A en B geplaas. Die trollies word dan losgelaat. Die gemiddelde krag wat deur die uitgerekte veer op trollies uitgeoefen word, bly 4,2 Newton vir dieselfde tydperk soos in vraag 4.3. Hier wil ons by jou weet, hoe vergelyk die snelheid van trollie C met die grootte van die snelheid van trollie B nadat die veer op die baan geval het? Skryf slegs groter as
kleiner as of gelyk aan en dan ook verduidelik jou antwoord. Op hierdie oomblik kan jy die video kan jy stop en die vraag probeer uitwerk. Daarna kan jy dit merk. Graad 12, ons beweeg na die uitwerk van die vraag en die merk van die vraag. 4.1. Stel die beginsel van lineêre momentum in woorde. Reeds genoem aan julle alle definisies korrek sal wees as jy daardie definisie woord vir woord vir ons herskryf uit die eksamenriglyn. En dan die definisie in 'n geslote, geïsoleerde stelsel bly die totale lineêre momentum konstant of behoue. So ons aanvaar geslote stelsel of geïsoleerde stelsel bly die totale lineêre momentum behoue. Hier moet ons net weet weer eens dat jy mag nie van die onderstreepte woorde uitlaat nie. 4.2 bereken die afstand wat trolley B in 1,3 sekondes beweeg het. En as ons dit bereken, dan sal ons sien dat weer eens, omdat dit 5 punte is, het ons gesê, jy moet die formule gebruik, die som van momentum voor, sal ek aan die som van momentum na. Of jy kan die formule uitskryf vir momentum van A plus momentum van B voor, sal ek aan momentum van A plus momentum van B na die tyd. Nota graad 12. Vir die sigma notasie, die som van teken, moet jy die sigma notasie gebruik en nie E nie. E staan vir energie. Dit moet die som van teken wees. Momentum voor, jy moet vir ons voor of die subskrifte I en F skryf. Hoekom? En die P moet klein wees. Klein P is vir momentum. So momentum met 'n klein P. As ons die substitusie doen, so vir die korrekte formule kry jy 'n punt. Weereens, jy sal slegs die punt vir die korrekte formule toegeken word as jy probeer substitusie. So substitusie moet getoon word. Die korrekte vervanging binne die momentum formules, omdat die beginsnelhede in ons skets 0 was, sal die hele linkerkant van ons formule 0 wees. Die regterkant, ons het ons regs as positief gekies en dit beteken die voorwerp A het na links beweeg, dan sal sy snelheid, en hier moet jy oplet op die tekens, negatief 0,4 bewees, omdat voorwerp A het na links beweeg. Die massa van voorwerp A is 3,2 en ons vervang dan vir voorwerp B met 2,6 en die finale snelheid is onbekend. So voorwerp B het dan 'n finale snelheid van 0,49 meter per sekonde en dit is positief omdat so die finale snelheid van B is 0,49 meter per sekonde. Hy is positief omdat hy in dieselfde rigting as beweging is. Weereens, ons het die afstand nodig. So ons gebruik die finale snelheid en ons gebruik ons snelheidformule. So die snelheidformule is snelheid is sal ek aan verplasing deel deur tyd. Ons vervang ons snelheid, finale snelheid van 0,49 en ook die tyd wat dit neem en is 1,3 om tot stilstand te kom en die verplasing wat trolley B afgelê het is 0,64 meter. Verplasing in fisika moet altyd in meter wees. Ons gaan na die volgende vraag toe. 4.3. Die gemiddelde krag wat uitgerekte veer op elke trolley uitoefen het terwyl hulle in kontak met die veer was is 4,2 Newton. Bereken die tyd wat dit vir die veer neem gehet om sy natuurlike lengte uit te rek, 3 punte. En hier, graad 12, sien ons weer eens, die veer was saamgepers en het dan uitgerek. So ons kan kies hierso, as ons 'n vryliggaamdiagram van A teken, dan sien ons dat die krag wat A op die veer uitoefen, so A oefen 'n krag op die veer uit. Of as ons B vat, B oefen 'n krag op die veer uit na links. So dit beteken die krag is 'n toegepaste krag wat B op die veer uitoefen. Maar let op die rigting waarin die krag toegepas word.
B beweeg na regs, hy oefen 'n krag uit na links op die veer. En dan sal ons sien die veer oefen of die krag wat A uitoefen is na regs omdat A na links beweeg. Ons skryf ons formule neer. Die netto krag van 'n folder saam met die tyd is gelyk aan die verandering momentum. So weer eens 'n punt vir jou korrekte formule omdat hulle vra vir tyd en die korrekte formule vir hierdie een is die netto krag van 'n folder met die tyd is gelyk aan verandering momentum. Ons kies die voorwerp A en regs as positief word gekies. As regs as positief gekies word, sien ons dat die netto krag wat uitgeoefen word deur die veer. So die veer se krag wat hy uitoefen op A is dan na links. So hier oefen die veer 'n krag op A uit en dit is na links. En dan sien ons dis minus 4,2. Die massa van voorwerp A is 3,2 en dan ook sy finale snelheid. Om die finale snelheid in die teenoorgestelde rigting is dit ook minus 0,4 en die beginsnelheid toe die veer saamgepers was en bymekaar toe was dit 0. Die totale tyd wat dit neem is dan 0,3 sekondes. So jou 3 punte is vir die korrekte formule, korrek instelling en dan die korrekte tyd. Volgende vraag, vraag 4.4. Trolly B word nou met trolly C wat 'n groter massa het vervang. Dieselfde saamgeperste veer word nou tussen trollies A en C geplaas. Die trollies word dan losgelaat. Die gemiddelde krag wat deur die uitgewerkte veer op die trollies uitgeoefen word, bly 4,2 Newton vir dieselfde tydperk, soos in 4.3. Hoe vergelyk die snelheid van trolly C met die grootte van die snelheid van trolly B nadat die veer op die baan geval het? Skryf slegs groter as, kleiner as of gelyk aan. En as jy oplet, dit sal kleiner as wees. So 1 punt vir kleiner as. Hoekom is dit kleiner as? Die finale momentum of die verandering in momentum of die impuls bly konstant. Beteken die impuls is gelyk aan die netto krag maal met die verandering in tyd of die impuls is gelyk aan die verandering in momentum. Dit bly konstant. Maar hier sien ons dat die massa van die trolly C is groter as die massa van trolly B, sal die snelheid afneem. En ons kyk dat die snelheid teenoor massa, as ons kyk na ons formule, momentum is gelyk aan massa maal met die snelheid. Hierdie twee is omgekeer evenredig. So omdat omgekeer evenredig is met 'n toename in massa, sal daar 'n afname in snelheid wees. En ons skryf weer eens vanaf die F net maal tyd is gelyk aan die massa maal met snelheid. Indien die netto krag en tyd konstant bly en massa neem toe, dan sal die snelheid afneem. So dit is hoe ons dan die antwoord gekry het vir 4.4. Wanneer die massa toeneem van die voorwerp, dan sal die snelheid kleiner word. So graad 12 by 4.4, ons het aan die einde gekom van vraag 4. Belangrik vir 'n momentum is, kies die korrekte rigting, massas is altyd in kilogram en snelheid is in meter per sekonde. Kies die korrekte formules onder die bewegingsvergelykings en ook onder kragte om hierdie ding te beantwoord. Baie dankie.